Rigters, hoofstuk 13. Weer het die Israeliete gedoen wat in die Here se oë verkeerd was, en die Here het hulle in die hand van die Filistyne oorgegee vir 40 jaar. In Sora, uit die stam van Dan, was daar 'n man met die naam van Manoag. Sy vrou kon nie aan hom kinders gee nie, omdat sy onvrugbaar was. Toe verskyn die engel van die Here aan die vrou en sê vir haar: "Kyk, jy kan nie kinders hê nie, omdat jy onvrugbaar is. Maar nou gaan jy swanger word en jy sal geboorte skenk aan 'n seentjie. Pas nou goed op om nie enige wyn of ander sterk drank te drink nie. Jy moet jouself ook daarvan weerhou om iets onreins te eet. Want jy gaan swanger word en aan 'n seun geboorte gee. Sy hare mag nooit geskeer word nie, omdat hy van geboorte af 'n Nasareër van God sal wees. Dit is hy wat Israel uit die greep van die Filistyne sal verlos." Sy het toe na haar man toe ingegaan en aan hom dit vertel. "Daar was 'n man van God wat na my toe gekom het. Hy het net soos die engel van die Here gelyk, skrikwekkend. Ek het hom egter nie gevra waar hy vandaan kom nie, en hy het homself ook nie aan my voorgestel nie. Toe sê hy vir my: 'Kyk, jy gaan swanger word en aan 'n seentjie geboorte skenk. Let daarop om nie enige wyn of sterk drank te drink nie, en weerhou jou daarvan om iets onreins te eet, omdat hy van sy geboorte af tot die dag dat hy sterf 'n Nasareër van God sal wees.' Toe bid Manoag tot die Here: 'Groot asseblief, Here, stuur hierdie man van God weer na ons toe. Ek wil graag uitvind wat ons met hierdie seun na sy geboorte moet doen.' Manoag se gebed is deur God verhoor. Terwyl die vrou daar in die veld besig was, het die engel van God weer na haar toe gekom. Haar man, Manoag, was nie op daardie oomblik naby nie. Daarop het sy vinnig na haar man toe gegaan en hom geroep. Daardie man wat die vorige keer aan my verskyn het in die veld, het weer na my toe gekom. Manoag het vinnig opgestaan en agter sy vrou aangegaan. Toe Manoag by die man aankom, vra hy: "Het u met hierdie vrou gepraat?" En hy sê: "Ja, ek het." En Manoag sê: "Wanneer die woord wat u gespreek het waar word, hoe moet die kind opgevoed word en wat sal sy verpligtinge wees?" En die engel van die Here sê aan Manoag: "Jou vrou moet alles presies doen soos ek haar beveel het. Niks van die wingerdstok mag sy eet nie. Sy mag glad nie wyn of sterk drank drink nie. Sy moet haar ook weerhou daarvan om iets onreins te eet. Dit wat ek haar beveel het, moet sy net so doen." En Manoag het vir die engel van die Here gesê: "Wag net 'n oomblik, dan berei ons 'n bokkie vir u voor." Toe antwoord die engel van die Here hom: "Goed, ek sal wag. Ek sal egter nie van die voedsel eet nie. Offer eerder jou brandoffer aan die Here." Manoag het nie een keer agtergekom dat hy met die engel van die Here praat nie. En hy vra die engel van die Here: "Vertel my tog u naam, en wanneer die woord waar word wat u gespreek het, sal ons u vereer." Toe sê die engel van die Here vir hom: "Hoekom wil jy weet wat my naam is, as dit te groot is om te verstaan?" Manoag het toe 'n bokkie en 'n spysoffer op die rots aan die Here geoffer. Voor die oë van Manoag en sy vrou het hy 'n wonderwerk laat plaasvind. Die vlamme op die altaar het opgeskiet die hemel in, en die engel van die Here het in die vlamme opgevaar terwyl Manoag en sy vrou toe kyk. Toe hulle dit sien, het hulle met hulle gesigte teen die grond neergeval. Toe kon Manoag en sy vrou nie meer die engel van die Here sien nie, en hy het besef dat dit eintlik die engel van die Here was. Hy sê toe vir sy vrou: "Ons het God gesien, daarom gaan ons definitief nou doodgaan." Sy het egter geantwoord: "Nee man, die Here sou beslis nie ons brandoffer en spysoffer aangeneem het as hy ons wou doodmaak nie. En ons sou beslis nie al hierdie wonderlike dinge gesien en gehoor het nie." Later het die vrou aan 'n seentjie geboorte gegee. Sy het hom Simson genoem. Hy het opgegroei en die Here se seën het op hom gerus. Daar tussen Sora en Eshtaol het die gees van die Here hom begin dryf.